Goeiedag en baie welkom by hierdie formasiereis. Die doel van hierdie reise is vir ons om te oefen om die woord van die Here in ons lewe in te werk. So as ons saamkom om te luister, dan luister ons na die gedagte wat na vore kom en oefen die dag om daardie gedagte, daardie tema in ons lewe in te weef, om 'n dader van die woord te word. Nou die skrif en die idees waarmee ons werk, die uitnodigings wat na ons toe kom hierdie week, is dat die vroeë kerk 'n biddende kerk was. Hierdie reeks ek is omdat ons saam is. Vandag ek is omdat ons saam bid. 'n Skrifgedeelte is uit Handelinge 2. Petrus het nog lank aanhou getuig en 'n ernstige beroep op sy hoorders gedoen. Laat julle red uit hierdie afgedwaalde geslag. Die wat Petrus se boodskap aanvaar het, is gedoop en hulle het lede van die kerk geword. Hulle was so 3000. Hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Diep onsag het oor hulle persoon gekom en die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. Al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom en hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. Nou daar's iets besonders aan die oomblikke na Pinksterdag. Die disippels het nie net vol vuur en dapperheid geword nie, hulle het anders begin leef. Hulle maak tyd vir mekaar, hulle breek brood, hulle leer saam en let mooi op, hulle bid. Nie as 'n vroom toevoeging tot hulle dag nie, nee, gebed word vir hulle 'n ritme, 'n manier van lewe. Hulle het hulle toegewy aan die gebede, sê Lukas. En dis presies waar ons begin as ons oor gebed saam met mekaar en vir mekaar intersessie praat. Intersessie is nie 'n spesiale tipe gebed vir mense met buitengewone geestelike gawes nie. Dis 'n uitnodiging vir almal wat liefhet. Want dis wat intersessie gebed is, liefde wat God toegebid word. Dis om vir iemand anders in die teenwoordigheid van die Here in te staan, om hulle op jou hart te dra, om hulle naam voor die Here se aangesig te bring met hoop, dalk met trane, met geloof, met stilte. Jesus self gee vir ons die mooiste voorbeeld. In Lukas 22 sê hy vir Petrus, ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. Dis nog voor Petrus hom verloon. Jesus sien die worsteling in hom, en hy bid al vooruit. En dit sê vir my, gebed is nie 'n laaste uitweg nie. Dis 'n eerste liefde. Intersessie is nie beheer nie, dis vertroue. Dis om iemand se lewe in God se hand te plaas, selfs as ek nie die uitkoms kan voorsien nie. Ons sien dieselfde patroon in die vroeë kerk. In Handelinge 2 is daar 'n hele gemeenskap wat leer bid, saam, vir mekaar, vir die wêreld. Gebed was nie iets wat eers aan die einde van die dag vinnig ingepas word nie. Dit was die hartklop van hulle saamwees. Hulle het geleef met 'n ingesteldheid van afhanklikheid en dit het hulle gebedslewe gevorm. Dallas Willard het dit baie mooi gestel. Hy het gesê gebed is hoe God sy vriende saamnooi in dit wat hy reeds doen. Dis intersessie. Nie om God te oortuig of te ooreed nie, maar om saam met hom te werk. Nie om antwoorde te hê nie, maar om teenwoordig te wees in liefde, in stilte, in hoop en in geloof. Nou dalk vandag, dink aan iemand wat vandag swaar dra. Iemand wat jy dalk nie woorde voor het nie, vir hulle omstandigheid nie. Maar wat jy kan hulle net nie uit jou gedagtes uitkry nie. Dis dalk 'n persoon of dalk is dit
'n nasie, 'n land, 'n skool, 'n organisasie, 'n familie. Skryf hulle naam neer in jou joernaal of op 'n papiertjie. En sê net die woorde: Here, ek bring vir Ellen na U toe. Sit dan stil. Plaas daardie papier of joernaal dalk op die tafel voor jou en maak jou hande oop op jou skoot. Verbeel jou, jy hou hulle naam in jou hande en dat jy dit nou aan die Here gee, so dalk wil jou hande dan lig. En bid eenvoudig, jy hoef nie groot woorde te hê nie. Sê net, Here, wees naby Ellen vandag. Of selfs, Here, ek weet nie wat om te bid vir Ellen nie, maar U weet. Of Here, ek vertrou hom of haar nou in U hande. Laat die Gees jou lei. Dalk herinner hy jou later om vir hulle 'n boodskap te stuur of om die Here te vra om vir hulle te gee wat hulle nodig het. Of dalk wil jy vir hulle uitnooi vir 'n koffie. Want dit is 'n gebed ook in aksie. En dan, as jy jou gebed afsluit, wil jy nie dalk in jou verbeelding sien hoe die Here hierdie papier met die naam, hoe die Here hierdie persoon of omstandighede in sy hande neem nie. Want hy is die een wat gebede beantwoord. Hy is die een wat weet wat nodig is wanneer ons nie weet nie. As jy hierdie praktyk daagliks herhaal, gebeur daar iets met jou. Jou hart begin meer en meer klop in die ritme van liefde. En jou lewe word 'n gebed, word 'n ontmoetingsplek, word 'n ruimte waar ander gedra word, soos Jesus ook ons dra. Mag jy groei in die liefde, groei in meegevoel, soos wat jy groei in gebed saam met ander.